Hallo en welkom by Farmspace. Ons praat vandag met Renier van Agri Sales Academy Africa. Renier, aangenaam. Baie dankie, Leander. Vertel ons bietjie, wat is Agri Sales Africa of ASSA? Leander, ja, weet jy, ons is nou al baie lank betrokke by die opleiding, afrigting en ook die help met ontwikkeling van strategie vir landbou-insetverskaffers in Afrika. Nie net Suid-Afrika nie, in die hele Afrika. So ons fokus is op twee primêre fokusareas. Nommer 1, interessant genoeg, baie lank terug, toe hoor ons van die konsep van bemarkers en agente wat op plase stop, en in Engels praat ons van show up and throw up. Ja? So show up and throw up beteken eenvoudig dat hy stop daar, hy's produk gefokus, hy wil hierdie saad verkoop, hy wil hierdie kunsmis verkoop aan hierdie boer, en dis sy primêre fokus. So ons skuif die hele klem weg van produkgedrewendheid na produsentgedrewendheid. Met ander woorde, dit gaan oor die boer en sy boerdery en sy totale besigheid. So Agri Sales Academy fokus op spesifieke sales in verkoopsprosesse en tegnieke, maar ook help met strategie, die ontwikkeling van 'n insetverskaffer, of dit nou 'n landbouchemiemaatskappy is of 'n saadmaatskappy. Kyk ons na wat is die strategie, is die roete na die mark reg en wat is ons verkoopsbenadering. So dis primêr wat ons doen by Agri Sales Academy. So ons as Farmspace het by julle as Agri Sales Academy die PODAC F kursus geloop. Nou, kan jy my bietjie meer vertel van die PODAC F kursus? Ons was daardeur, kan jy vir ons vertel asseblief? Ja. Leander, daar's op die einde van die dag 'n paar realiteite. Kom ek praat gou oor 4 belangrike realiteite. As dit kom by 'n bemarker of 'n tegniese adviseur of 'n agent wat op 'n boer se plaas stop. Daar's 4 komponente. Ja. Nommer 1, boere is vandag net so ingelig, indien nie meer, as die insetverskaffers nie. Uit die aard van die tegnologie, toegang tot inligting. Die tweede fokus is, en ek veralgemeen miskien 'n bietjie, Leander, maar die ouens wat uitgaan, skiet uit die heupe uit. Hulle berei nie so goed voor soos hulle moet voorberei nie. Met ander woorde, wat is my doelwit, wat is my agenda, wat is die vraag wat ek wil vra? Die derde komponent gaan dan oor die waardeaanbieding op die einde van die dag. En dan die vierde komponent rondom die hele PODAC F proses gaan oor om 'n baie meer gestruktureerde verkoopsbenadering te volg. Want dit bring vir jou selfvertroue. En baie interessant, net so vinnig. Ek praat met boere gereeld, ek werk op plase met prestasiebestuur met boere. En glo vir my, ek vra my produsente altyd dieselfde vraag. Wanneer jy 'n nuwe agent of 'n nuwe bemarker op jou plaas stop, kan jy sien hierdie ou het voorberei. Hierdie ou is doelgerig. En sy fokus is op jou en jou boerdery. En dit gaan nie oor sy produk nie. Ja, nie net oor hulle winste nie, maar dit gaan eintlik oor jou as boer, jou as koper van die produk wat hy wil verkoop. Absoluut. En 90% van die boere sê vir my, Renier, ek sien dit onmiddellik. As ou 'n bakkie uitklip, kan ek onmiddellik sien hierdie ou se skouers is teruggetrek, hy's doelgerig en ek wil graag met hom besigheid doen. Want ons moet baie mooi verstaan. Mense koop by mense. En dis baie belangrik. So om jou vraag te antwoord oor PODAC F. PODAC F kyk na 'n paar komponente. Die P in PODAC F, planning and preparation, voorbereiding. Wat is my doelwit, wat is my agenda? Die oë gaan oor die opening, daai eerste kontak, veral met 'n nuwe produsent. Jy was nog nooit op daai plaas nie. En wat is die manier hoe ek myself voorstel? Hoekom is die agenda belangrik? Ek gaan by die agenda stop vir 'n minuut nou. Dan het ons die D in PODAC F. En dis die ontdekking, die discovery. Daar's 4 vrae wat ontwikkel is deur jare se navorsing aan bemarking en verkope. 4 vrae, 4 soorte vrae. Die oomblik as jy daai vrae bemeester, gaan dit oor die eienaarskap van die besluit om met jou besigheid te doen. Want nou probeer ek aan jou iets verkoop. Ek probeer jou oortuig dan hierdie saad, hierdie chemie, hierdie kunsmis, hierdie besproeiingsstelsel of wat ook al is beter. Maar op die einde van die dag moet die boer self besluit, ek wil dit hê, ek het dit nodig. En dit gaan oor eienaarskap en dit gaan oor die onderbewuste brein van die boer op die einde van die dag. Right, dan het ons argument, om in die PODAC F, die A staan vir jou argument, vir jou oplossing en jou aanbeveling. Met ander woorde, binne dit, Leander, het ons 3 stellings. Nommer 1, wat is jou oplossingsstelling? Met ander woorde, wat is die eienskappe en wat doen dit? Met ander woorde, ek het 'n grondgesondheidsproses of ek het iets wat blaargesondheid kan verbeter. Dit is wat dit is, dis hoe dit werk. Tweede stelling is, wat is die gewin vir die produsent, vir die boer? Opbrengste per hektaar gaan verbeter wees. Hy gaan 'n kostebesparing hê in landbouchemie. So, hy kan 1 keer spuit nie, 2 keer spuit nie.
En jou derde stelling gaan oor die waarde van die verhouding wat ek en jy gaan bou. Natuurlijk. As 'n insetverskaffer, as amper 'n vennoot in jou onderneming, om hande te vat en 'n pad te stap, om te sien na jou welvaart in terme van jou onderneming. En dan die laaste gedeelte van Powder Cave is maar net, hoe hanteer ek besware? Die boer gaan natuurlik sê, nee, julle is duur. Jy weet, hoe hanteer ek daai objections? Hoe hanteer ek daai besware? Wat doen ek om verby die besware te kom? En dan kom ons by die afsluit van die transaksie, jou sluittegnieke. En die F is maar net opvolg, deurvolg, following through, following up. So dis Powder F op 'n eenvoudige maar baie doeltreffende manier help ons insetverskaffers se bestuurders, se bemarkers en se agente om net op 'n volgende vlak te begin werk. En dis waaroor Powder F gaan. Ja, want te veel keer hoor jy van die boere, hy koop iets nuuts of hy het nou 'n nuwe agentskap wat hy ontdek en dan is die agent net nie daarso nie. So Powder F is regtig daarso om vir jou insetverskaffers net op daai volgende vlak te sit, Ja. om 'n boer wat dalk beswaar is oor 'n prys of 'n handelsmerk te kan oortuig en te sê, weet jy wat, ons is hier vir jou as produsent. Ons is nie net hier om jou geld te vat nie. Ja. Dit is regtig wat ek nou verstaan, wat Powder F ontsluit by jou bemarkers en jou verkopers. Leander, een van die grootste realiteite is, dit gaan oor selfvertroue. Op die einde van die dag, is daar 'n ding wat ons noem hekvrees. 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 Jy weet, die ouens is onder druk, en in die landbou-insetbedryf is geweldig onder druk op die stadium. Dit is baie meer kompleks en dinamies. Ja. Ons kan ook verwys na wat gebeur in die groter prentjie van insette. Maar die ouens is onder druk. So met ander woorde, daai bemarker, daai verkoopsverteenwoordiger of daai verkoopsagent moet by nuwe boere uitkom. Hy moet nuwe besigheid genereer. Maar sy probleem is hekvrees. Was nog nooit op die plaas nie. Ek weet nie wie is hierso nie. So nommer 1, doen hulle genoeg navorsing nie. Maar die ding is, as hulle Powder F bemeester het en hy het sy plan, gee dit vir hom daai selfvertroue en gaan dit definitief, het ons gesien met ons eie ervaring buite in die veld, met ons kliënte se spanne in die veld, dit verwyder omtrent daai hekvrees heeltemal, want nou het ek 'n plan. Ja. Ek kry baie keer iemand, ek is nou net besig met 'n groot voermaatskappy en dan vra die ou vir my, maar waarom moet ek gaan praat met die boer? Ek weet nie waar. Ek sê maar, jy het 'n agenda. Nou net om vinnig te stop by die agenda, in die volwassene se brein, is daar 'n konsep wat ons noem beginsel van totaliteit. Okay, brei 'n bietjie uit. So as ek by 'n boer stop en ons begin chat en dit is lekker gereën, die beeste lyk mooi en daai tipe goed, en ons begin met besigheid, sê ek vir die boer, oom Piet, Karel, Johan, baie dankie vir jou tyd vandag. Ek het vir ons vergadering 3 punte voorberei. Eerste keer op jou plaas, ek wil 'n bietjie meer weet van julle boerdery in die algemeen. Tweedens, wat is van julle uitdagings wat julle het huidigelik? En nommer 3, wat is julle planne vorentoe? Onmiddellik, Leander, het ek die totaliteitsbehoefte by die boer aangespreek. Nou weet hy, maar Renier is hier om te praat oor die volgende 3 goeters. En onmiddellik raak hy gemaklik. En dan kan ons 'n gesprek hê. En hy sien ook, die fokus is nie op ons saad, ons kunsmis, ons chemie nie, glad nie. Ek sê altyd vir die ouens, you're gonna sell your stuff. Jy gaan baie verkoop, maar jou fokus is nie op jou produk nie. Jou fokus is op daai produsent, sy boerdery, sy uitdagings en hoe ek en jy hom gaan help om daai goed te oorkom om op 'n beter vlak te kom. So dit is baie kragtig hoor. So jy jou verkoopstegniek gaan dan nie, jy verkoop nie die produk nie, jy verkoop jou diens en die lanklewendheid wat jy as maatskappy of insetverskaffer bring aan die boer. Absoluut. En interessant genoeg, as ek vir ouens sê met wie ons werk, en ons werk met 'n geweldige klomp maatskappye in Suid-Afrika en in Afrika. Sê ek stop selling your stuff. In Engels praat ons van stop selling your stuff. Start having great conversations with farmers. En dit alleen maak 'n geweldige verskil van die druk is vir my af. Ek sê vir hulle, moenie gaan verkoop nie. Gaan ontmoet mense en gaan praat met hulle oor hulle besigheid, hulle dinge, hulle uitdagings. Ja, en wat gaan gebeur? Jy ontlok daai verhouding en sodra jy gemaklik raak en jy weet, okay, maar ek het 'n verhouding, ek kan met die persoon kan ek oor die weg kom en ek kan hulle vertrou, dan gaan ek outomaties resoneer met wat hulle besigheid voorstaan, want as dit wie jy is as persoon, is jou besigheid outomaties 'n, kan ek sê, weerspieëling van wie jy is as mens. En laastens van my kant af net vanoggend is dat jy vat daai druk weg van jouself af as die bemarker
en jy sit jou voornemende koper of jou boer in 'n gemakliker plek saam met jou. Dan is hulle gemaklik om met jou te chat oor hulle goeders en hulle dinge, versus hier stop 'n ou en hy gaan show up and throw up. SOS, same old, oor en oor dieselfde storie. En boere is moeg daarvoor. Nee, almal nie, maar baie van hulle is moeg. As hy is dan nog 'n bemarker, nog 'n agent. Al die boere ken die rympies want hulle was nou al deur elke rympie. Presies. Maar as jy vir hom kan wys, hoorie, ek is nie net 'n papegaai nie, ek is 'n persoon en ek sien jou as mens raak. Ja. Gaan hulle outomaties meer gemaklik voel. So ons werk met die koper se brein. Daar's 'n klomp komponente binne die koper, die boer se brein wanneer hy daar stop. Hy's in 'n sekere deel van sy brein besig. Jy's op 'n ander plek. So wanneer ons praat van die brein van die koper, dan werk ons op daai komponente om hom gemaklik te kry. En dan natuurlik laastens van my kant af, Leander, die ding is net opleiding is nie 'n gebeurtenis nie. Opleiding en ontwikkeling is 'n langdurige proses. Ek kry so baie kliënte in maatskappye wat my bel en sê, wil jy nie gou-gou by ons verkoopskonferensie vir 'n uur kom praat met hierdie ouens nie? Dan sê ek vir hulle mors hulle geld. Ja, dis Hulle mors hulle geld. dis 'n 2 tot 7 dag ervaring wat jy moet jouself herleer hoe om te verkoop. Presies, so dit gaan oor die opleiding, dit gaan oor die opvolg gedurende die proses oor 2, 3, 4 maande en dan gaan dit natuurlik oor die praktiese toepassing in die veld. En dis waar ons inkom by die afrigting en die coaching, waar ek uitgaan saam met die agent, saam met die bemarker en ons gaan sien boere. En daai proses is net geweldig kragtig. En dit bring 'n geweldige impak mee in terme van die onderneming se sukses. Verhoging in verkoopsprestasie en die mense is net almal op 'n beter plek want hulle het 'n plan. Great. Renier, ek as insetverskaffer, as produsent, as OEM in Afrika, in Suid-Afrika, hoe kom ek met julle in kontak? Hoe kry ek julle aan boord of hoe kry ek julle kennis om bietjie my verkoopspan, my bemarking beter te maak? Ja. Hoe nader ek julle? Leander, baie maklik. Gaan na ons webwerf toe, dis agrisalesacademyafrica.org of jy kan ons kontak per e-pos of per telefoon wat beskikbaar is. En dis waar jy ons in die hande kry. Is daar enigiets wat ek vooraf moet reg hê vir julle, jy weet, om die proses bietjie te vergemaklik, of soos jy nou gesê het, jy doen jou huiswerk vooraf, gaan jy jou huiswerk doen oor my maatskappy of moet ek vir jou daarom net 'n bietjie ietsie vooraf gee? Weet jy, Leander, ons ken landbouinsette al vir baie jare baie goed. Ons weet in terme van jou segmente, daar's in totaal in Suid-Afrika, net in Suid-Afrika is daar 38 verskillende inset segmente binne in die groter landbou. 38, right. Almal dink is maar net die algemene goed van diesel en besproeiing en saad en chemie en dit, maar daar's 38 spesifieke landbou-inset verskaffingsafdelings amper. Ja. So ons is baie bewus van die groter prentjie en ons stap nie daarin met 'n plan op papier nie, glad nie. Want weer 'n keer, elke besigheid is uniek, elke insetverskaffer het ook hulle eie strategie en bemarkingsplan en ons belyn met hulle op die einde van die dag in terme van wat is julle fokusareas, wat is julle segmentering, wat is julle roete na die mark toe en wat is dit wat julle wil bereik? Want ons bereik dit deur die mense. Pas gemaak vir daai maatskappy, ja. Pas gemaak met, soos jy gesê het, 22 jaar se ervaring en subkategorieë wat ek dink meeste van die mense nie altyd van bewus is. Nee, glad nie. Nee, dis eintlik landbou in Suid-Afrika en in Afrika is geweldig groot en dinamies. En as jy kyk na al jou verskillende insette en die verskillende gedeeltes daarvan, dis ongelooflik wonderlik as jy kyk na hoe groot die landbou is. Renier, ek bly ons het julle aan ons kant. Als van die beste. Baie dankie. Mag dit goed gaan. Baie dankie, ek waardeer vir die geleentheid. Dankie. Right, as julle as insetverskaffers julle verkoopsprestasie na die volgende vlak toe wil vat, kom in kontak met Renier by AgriSales Africa. Hulle is werklik waar industrieleiers as dit kom by bemarkings en verkoopsprestasies. Dis hier van Farms by Saf, tot volgende keer. Groete.